Goeiedag, ek groet u weer eens in die naam van Jesus Christus. Welkom by les nummer 25. En les nummer 25 is eintlik net 'n opvolg op les 24, maar nie net 'n opvolg nie, is dit deel 2. Dit gaan oor dieselfde skrifgedeelte, gaan oor dieselfde titel. Maar ons sê dan die titel van les 25 is dieselfde as 24 sin, ontwaak jy wat slaap in sonde, staan op uit die dood. Christus sal oor jou skyn, deel 2. Goed, nou dit is eintlik baie interessant, hierdie titel. En ek het dit so uitgehaal uit die Bybel uit, né? Staan op, jy wat slaap. Dit staan so ook in Efesiërs 5. Staan op, word wakker, staan op, en Christus sal oor jou skyn, en dan gaan jou lewe verander. Daai opstaan beteken, stop het om in duisternis en in ellende te bly sit, terwyl die verlosser, Christus, alles vir ons gedoen het, sodat ons kan lewe volgens die standaard wat hy is, wie hy is, en die standaard wat hy gestel het deur sy voorbeeld. Dit is sy voorbeeld, dit is die weg, dit is sy manier. Ons moet by sy manier uitkom, en ons kan net na sy raad luister, en sy raad is, bekeer julle, en glo my evangelie, die evangelie van die koninkryk van die hemele. As jy glo, verander jy. As jy jou bekeer, verlos ek jou. God alleen kan ons verlos. God alleen kan ons bekeer. God alleen kan ons optel na 'n ander vlak van sy weg, sy waarheid en sy lewe. Kom ons gaan nou voor. Ek nooi jy uit. Kom ons doen dit. Ok, ek het laas met julle gepraat in Jesaja 60 en ek het begin by vers 1, ons kom by vers 9. Ons gaan voort met vers 10 en ek lees vir u. En uitlanders sal jou mure bou en hulle konings sal jou dien, want in my toren het ek op jou geslaan. Nee, nie op jou, nie, skus, want in my toren het ek jou geslaan. Die Vader, Hebreërs 12 sê dit, God is 'n Vader. Hy tugtig die wat hy lief het. Hy tugtig nie 'n ander man se seuns en kinders nie, net syne. En vir 'n oomblik is daai tugtiging swaar. Gaan lees by Hebreërs 12, jy sal dit sien. Vir 'n oomblik is daai tugtiging swaar. Maar die heerlikheid wat daarop volg, as jy jou bekeer, is enorm. Ek sê vir u, God se blessings, God se seën wat hy oor ons uit wil stort, sy heerlikheid dis asemrowend. Hoekom sal ons sit en ploeter by die varke kos? Kom ons gaan ons Vader se huis. Kom ons word herklee, heruitgerus, herskik met sy weg, met sy manier, van sy vlak van lewe, die opstandingslewe. Kom ons kom daaruit, kom ons bekeer ons, dis die moeite werd, come on, let's go for it. Hy sê hier, hy sal selfs laat uitlanders jou mure bou, hy sal laat konings jou dien. Nou daar's baie betekenis hier rondom, maar dit sê ontsettend baie, dat as jy bereid is om die Here te volg, voluit, en jou rug te draai op jou weë, en jou maniere van dink en doen, as jy dit los, en jy kom en jy vat die Here se weë, maniere van dink en doen, dan doen hy die res, dan red hy, dan verlos hy, dan verander hy, dan stuur hy sy heerlikheid, hy maak jou sy uitverkore, uitgekiesde instrument om die wêreld vir hom te wen. Kom ons gaan daarvoor. Ek wil u aanmoedig, kom saam met my, ek is klaar, ek het klaar besluit, ek is daar, ek doen dit, mag die Here my help, ek en myself kan dit nie doen nie, maar hy soek net 'n gewillige en iemand wat sê, ja Here, stuur my, en dan doen hy die res. Ek meen, al die profete, Moses, hulle almal het verskonings gehad, ons is almal mense, maar ek sê vir jy sê, as jy jou oorgee aan God, en hy vat jou, dan verander hy jou.
en as jy totaal anders. Alright, ons sê weer, hy sal laat dat hierdie mense hierdie dinge doen, mure bou, en koning sal jou dien. Hy sê, want in my toren het ek jou geslaan. Dis 'n Vader wat omgee wat lief het. Maar in my welbehae het ek my oor jou ontferm. Dis die lekker deel, my broer en suster, daai ontferming. 'n Vader tugtig die wat hom, die vir wie hy lief het, naamlik sy seuns en sy dogters. Vers 11. En jou poorte sal altyd deur oop staan. Hulle sal bedags of snags nie gesluit word nie. Poorte van die seëninge van die Here wat in en uit. Freely you receive, freely you will give. In en uit. God se skatte, God se groot rykdomme. Kom in om uit te gaan. Ons gaan nie daaraan vashou nie, ons is nie meer daar nie. Ons is nie meer verkleef soos die Satan aan die stof in die aarde nie. Ons het nie so 'n tongetjie wat die stof so lek nie. Ons is God se kind. Halleluja. Ons is geroep vir iets hoors. Prys die Here. En in elk geval hierdie hemel en hierdie aarde wat gaan verbygaan. Ons gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde hê. Ons gaan wandel op strate van goud. Moenie julle bekommerd oor hierdie stof van hierdie aarde nie. Kom op na die weg van die Here. Come up higher. Come up to the level of the Lord. En hy sê hier in vers 11 se tweede deel, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en hulle konings in triomftog. Weet jy wat, as die Here mense verslaan en oorwin en hy herbring hulle aan en hulle skatte en hulle rykdomme, want dis in elk geval die Here se. Hy leen dit net vir mense. Dis wonderlik, ons gaan die werk van die Here gedoen kry. Die Here is ons bron, en dis die Here se koninkryk, en dis die Here se aarde, dis die Here se mense. Dis nie ons sinne nie, ons gaan dit doen, want ons is deel daarvan, dat hy ons ook gered het. Hy sê vers 12, want die nasies en die konings, wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en hierdie nasies sal sekerlik verwoes word. OK, hulle het 'n vet keuse. So, die Here sê eintlik vir hulle, dien my koninkryk, of julle is verwoes. Nommer 13, dis mos wat Psalm 2 ek sê, hy sal hulle met 'n ysterstaf slaan. Fooi tog. Hierdie wêreldorde ouens, hulle dink hulle is so ryk. Jene. Vers 13 sê, die heerlikheid van die Libanon sal na jou toe kom. Die sipres, die plataan en die denneboom, almal saam, om te versier die plek van my heiligdom. Broers, ons is 'n nuwe verbond. Die Here woon nie in tempels meer nie. Hallo, maar die Israeliete gaan dalk nog 'n tweede tempel moet bou, maar weet jy wat, dis ook net tydelik. Want daai tempel gaan saam, dis stof in hierdie aarde, gaan saam met hierdie aarde verwoes word, gaan disintegreer. Want daar is 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe tempel, 'n nuwe Jerusalem. En daai nuwe tempel is nie eers 'n tempel nie. Ons is daai tempel. Daar's 'n nuwe son wat skyn, en dis God self wat dis lig is. Prys die Here, daar lê 'n wonderlike tyd voor. Daar's nie woorde op hierdie aarde wat kan beskryf of kan bedink wat daar vir ons wag nie. So kom ons gou vir dit, man. Kom ons gebruik hierdie goede wat hier is vir sy heerlikheid, vir sy verheerliking. En hy sê in vers 13, hy sê die heerlikheid van die Libanon kom na ons toe. Hoekom? Want hy bou sy kerk en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Vers 14, en die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek. Die seuns van hulle wat jou verdruk het. Die Here het 'n manier om 'n ding te doen, hoor. Sal gebukkend na jou toe trek. En almal wat jou verag het. Nou kyk broers, ek was daar al verag in hierdie lewe, terwille van die naam van Jesus. Ek kan vir julle koerant uitknipsels wys
van hoe ek verag was en vervolg was. En ja, dis alles omdat ek kinders na die Here gelei het en hulle geleer het oor die doop van gelowiges. Maar prys die Here, niemand kan die woord van God verander nie. Maar luister mooi, die seuns en die dogters van hulle, wat jou verdruk het, hulle sal gebukkend na jou toe trek. En almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voete, by jou voetsole. Dis wat met Josef gebeur het, né? En hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Sion, dit is maar die kerk. Die ou verbond was daar 'n Sion, nuwe verbond is in die lewende kerk van Jesus Christus. Prys die Here. Vers 15. In plaas dat jy verlate en gehaat is, sonder dat iemand daar deurtrek, sal ek jou maak tot 'n ewige heerlikheid, 'n vreugde van geslag tot geslag. So, daar's die fisiese Jerusalem, en daar's daar die hemelse Jerusalem, né? Ons weet mos nou, Abraham het 2 verbonde beleef met die Here. En die Here het gesê, my verbond is met jou. Ek het vir jou klaar gegee toe jy die dier geslag het en 2 gesny het en die bloedverbond gesny het. Toe het ek vir jou gesê, ek aanvaar hierdie verbond. Maar toe het die Here daarna in Genesis 17 'n tweede verbond met Abraham gesluit. En hy het vir hom gesê, my verbond is met jou, maar ek bring jou 'n ander verbond. Nou, Abraham moes opkyk in die hemel en hy moes die sterre sien, hy moes dit tel. En so sal jou nageslag wees. Dit is die geestelike nageslag. Dit is die tekna, terwyl die fisiese nageslag is die spermata. Sperm, mannelike spermata. Maar nou, wat nou plaasvind is, die Here is besig om sy heerlikheid uit te stort, want die wêreld raak al hoe vrotter, maar die heerlikheid van die Here kom oor sy mense, sy oorblyfsel, en dis nou Israel en die gelowiges, né? En die Here het mos daai skeidsmuur afgebreek tussen die Jode en die nie-Jode. So ons is nou een in die Here. Halleluja! Dis 'n mystery. Daai is 'n verborgenheid van die Here. Dis groot en is wonderbaarlik. Okay, vers 15. Hy sê, plaas nie verlate sal wees, sal jy deel van dit wees. En 'n vreugde van geslag tot geslag. Vers 16. En jy sal die melk van nasies suig en die bors van konings suig en sal weet dat ek, die Here, jou heiland is en jou losser en die magtige van Jakob. Vers 17. Vir koper bring ek goud. Ja, van koper is 'n goeie ding, maar goud is 'n duurder ding. Dan sê hy vir yster, is 'n goeie ding, gee ek silwer is 'n duurder ding. En dis 'n meer kosbare ding. En vir hout, koper. En vir klippe, yster. En ek sal vrede as jy owerheid aanstel en geregtigheid as jou bestuurders. So hoor dan mooi, die Here kom en hy verheerlik sy kerk. Hy verheerlik sy oorblyfsel. Hy verheerlik sy bruid, sy vrou, sy mense, sy verbondsmense. Dit wat ons nou hier lees, daar's 'n fisiese Israel en daar's daar 'n geestelike Israel. Nou die Jode, en as jy Romeine 11 gaan lees, jy sien, daar is 'n makolyfboom en ons as nasies wat nie Jode is nie, is ingeënt as wille olyftakke in die makolyfboom, saam met die Jode. Die skeidsmuur is afgebreek, sê Efesiërs 2. En hy het ons een gemaak. Dis 'n verborgenheid. Nou hierdie is als deel van die verborgenheid. Die Here kom en hy bring hierdie goede bymekaar en hy maak Jesus Christus die hoof van alles. En hy onderwerp al die ander goede onder hom. Alles sienlik, onsienlik, maak nie saak nie. En op die einde van die dag sal hierdie hemel en aarde verbygaan, want kyk, Christus sê, ek maak alles nuut. En dis vir die Here wat ons doen. Hy maak ons nuut. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs
5 vers 17. Nou goed, kom ons sluit af hierso. Hy sê, in vers 18, van geweld sal daar in jou land nie meer gehoor word nie, van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Hoor net hierso, dit is so amazing, vers 17, hy sê daar, vrede is jou owerheid. Dit is swaar gesukkel hier met die ANC owerheid, maar vrede is ons owerheid. Halleluja, is 'n wonderlike verandering. En geregtigheid, jou bestuurders. Voorheen, jy gaan hom hier gebuk onder ongeregtigheid, as ons bestuurders, maar die Here is in beheer, en die Here sal alles bring, volgens wat hy beplan het, volgens sy doelwitte, prys die Here. Nou sê hy sit nou nog hierby in vers 18, hy sê, huil, maar jy sal jou mure huil noem, jou poorte lof, so dis huil, dis lof, dis geregtigheid, en dis vrede. Prys die naam van die Here. Broers en susters, dis die moeite werd om van sonde ontslae te raak, om dit te bely en te erken, en dit te laat staan, want daar is vir ons 'n heerlikheid, wat die verstand nie eers kan besef of beskryf nie. Dis amazing, wat die Here vir ons instoor het. Goed, ek sluit af, vers 20. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. So die Here word ons ewige lig. En die dae van jou treurigheid is verby. Broers, dit kom. Sis, vasbyt. Dit kom. Hou net vas aan die Here en laat staan wat nie by hom hoort nie en nie by ons hoort nie, want ons is syne, gekoop in die bloed van Jesus. Vers 21 en 22 is die laaste. Ek het dit sommer daar in vetletters. Hy sê, en jou volk sal almal regverdiges wees. Vir ewig sal hulle die land besit, as lote deur my geplant, 'n werk van my hande, tot my verheerliking. Dit gaan oor die verheerliking van die Here. 22. Die kleinste sal 'n geslag word, en die geringste 'n magtige nasie. Broers en susters, moenie net vaskyk teen hierdie aarde en hemel, jy gaan verbygaan. Daar kom 'n nuwe hemel, nuwe aarde. Hy praat van daar selfs 'n Messias ryk wat nog kom, voor hierdie hemel en aarde verbygaan. Daar is nog amazing dinge wat vir ons wag. Kom, ons hou vas in die Here, dis die moeite werd. Ek wil vir julle sê, moenie vasbyt aan 'n stink ding nie. Moenie vashou aan 'n vrot ding nie. Los hulle, vrot, dit kom van die duiwel af. Gryp na die Here. Die Here se heerlikheid, dis amazing. Die kleinste van ons sal 'n geslag word, die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom. Kom ons prys die naam van die Here. Halleluja. Dankie Jesus. Tot volgende keer. Wees geseënd.